Ek wil vanoggend met jou gesels oor when Jesus is at the center. Ons het verlede week gekyk na Palm Sunday waar Jesus die intog gehad het. Die Bybel sê his triumphant journey. En ons het gekyk hoe Jesus nader aan Jerusalem kom in hierdie tyd van Paasfees en daar het 'n hele klomp mense rondom hom gedrom en die Bybel sê in 2 van die evangelies verwys die skrywers dat Jesus in die middel was. En vanoggend wil ek bietjie aansluit met daai gedagte dat Jesus is die senter van alles. Amen. Want Jesus moet die senter wees van ons lewens. Ons hele lewe moet om hom gebou word. Jesus moet nie sy lewe rondom ons roetine bou nie. Ons moet ons roetine rondom hom bou. Sal julle saam met my stem? Dink julle dis beter om vir Jesus te volg of dink julle dis beter dat Jesus ons volg? Ek glo dis beter dat ons Jesus volg. Maar in baie opsigte van ons lewe moet Christus maar net agter ons aankom. Want ons is besig met ons lewe. Vra vir die persoon langs jou, is jy besig met jou eie lewe of is jy besig met Jesus? 'n Bietjie stiller nou. Want nou wil ons nie regtig antwoord ook op daai ene nie. Ons wil 'n bietjie stil bly op daai ene. Maar vandag het ons hierdie naweek is 'n naweek van waar ons met 2 emosies eintlik staan en ons staan met die emosie van dankbaarheid. Ek weet nie van julle nie, maar ek is dankbaar dat die Here Jesus Christus sy lewe vir my kom gee het aan die kruis. En as ek sê hy het sy lewe vir my gegee, dan weet ek dat jy ook glo vanoggend dat hy sy lewe vir jou gegee het. Dit is vir my amazing. Jesus sê vir ons in die woord, sê hy, niemand neem my lewe nie, ek gee dit. So Jesus het nie dood gegaan aan die kruis net omdat iemand hom dood gemaak het nie. Hy het gesê, it is finished. Hy het die lyn getrek. En ek en jy kan vandag in daai opgewondenheid staan dat ons 'n dankbaarheid teenoor God en dan die tweede emosie wat ons beleef in hierdie naweek is 'n emosie van awe. We are standing in awe of who God is. Want die wêreld het gedink hulle oorwin vir Jesus. Hulle het gedink hulle haal die probleme uit die prentjie uit. Maar inteendeel het hulle hom net geaktiveer. Hulle het Jesus Christus net geaktiveer om te wees wie hy geroep is om te wees, die koning van alle konings. En ek en jy het daai voorreg vanoggend om die Here te dien met alles wat binne ons is. So wanneer ons kyk na die woorde when Jesus is at the center, dan is daar baie gedagtes wat deur my hart hardloop. Daar is gedagtes waar ek wonder, draai my lewe om Christus? Is my gedagtes gefokus op Christus? Is my dade gefokus op Christus? Is my hele wese, my reaksies? Kom ons praat 'n bietjie oor reaksies, né? Ons reageer baie keer so maklik, maar is my reaksies selfs gesentreer rondom Jesus Christus? So ek wil vanoggend dit vir jou so stel. Jesus Christus is die dryfkrag van ons hele lewe. Hy is die dryfkrag. Hy is ons krag. Hy is ons alles. Sonder hom kan niks gebeur nie. Nou, verlede Sondag het ons gesien dat Jesus in die middel van die optog was en almal was excited. Vandag was Jesus nie noodwendig meer in die middel van die optog waar hy geloof en geprys word nie, maar hy het aan die kruis gehang in die middel van 2 kriminele. En die vraag kom by my op, want toe ek bid oor hierdie naweek, toe sien ek hierdie kruistoneel. Agter die woordjies is daar 'n kruistoneel. Gewoonlik teken hulle hom so dat die middelkruis bietjie groter is as die 2 wat langs die kante is. En toe ek die kruise sien, toe gee die Here vir my hierdie titel, when Jesus is at the center. En ek besef dat hulle kon vir Jesus op enige plek van daai kruise gehang het, maar hulle het vir Jesus in die middel gehang.
Want Jesus moet die senter van ons lewe wees. Alles hang van Jesus Christus af. Soos wat ons nou gesing het, everything is from him, but also everything is to him. Want Jesus gee vir ons alles en nou kom ons en ons loof en prys hom. Ons gee weer alles terug na hom. Everything revolves around Jesus. So, is Jesus die middelpunt van jou lofprysing? Of is Jesus die middelpunt van jou vervloeking? Pastoor, ons sal nooit Christus vervloek nie. Ons kom baie naby daaraan as ek kyk hoe ons leef. As ek kyk hoe baie Christene, hoe baie kinders van die Here, hoe ons lewe leef. Dan leef ons nie altyd soos wat Christus wil hê ons moet leef nie. Ons praat nie altyd soos wat die Here wil hê ons moet praat nie. Ons dink nie eers soos wat die Here wil hê ons moet dink nie. Want gedagtes is mos nou hier binne. Dis net ek en my gedagtes, net ek weet wat ek dink. Nee. Hier's 'n verrassing vir elkeen van ons. Jesus weet wat jy dink. Die vyand mag dalk nie weet wat jy dink nie en jou buurman mag dalk nie weet wat jy dink nie. Kom ons bring dit 'n bietjie nader in die huis. Jou man of jou vrou of jou kinders mag dalk nie eers weet wat jy dink nie. Maar Christus weet alles. God weet alles. En daarom moet ons, die Bybel sê, elke gedagte moet gevangene geneem word tot gehoorsaamheid aan God se woord. So ons moet God se woord gebruik om ons gedagtewêreld te vorm. As 'n ander gedeelte in die Bybel wat sê, soos jy dink, so is jy. En dan sê 'n ander skrywer in die Bybel, mag dit met jou gaan soos dit met jou siel gaan. En wat is jou siel? Is jou emosies, jou wil en jou intellek, is jou gedagtes, dit vorm deel daarvan. So hoe ek en jy ook al in ons gedagtewêreld is, gaan op die einde van die dag uitvloei in ons fisiese lewe, gaan uitvloei na buite. En daarom is dit belangrik dat Jesus Christus die senterpunt van ons hele lewe, van ons hele wese moet wees. Hoe gereeld mediteer of dink ons oor Jesus? Hoe gereeld is jy in aksie besig om jou gedagtes te vorm rondom Jesus Christus? Laat daai vraag net so 'n bietjie in jou gedagtes rondhardloop terwyl jy blaai na Lukas 23. En ons gaan so 'n bietjie dieper in die woord van die Here inklim. Die van julle wat die YouVersion Bible app het, julle is meer as welkom om die skrifte op events te gaan kyk. Die preeknotas is daar. Julle is welkom om die skrifte daar te lees. Lukas 23 vers 33. Two others, both criminals, were led out to be executed with him. When they came to a place called the Skull, they nailed him to the cross. And the criminals were also crucified, one on his right and one on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Baie interessant, 'n ander vertaling, ek het so 'n paar ander vertalings gaan lees, en een van die vertalings vertaal hierdie gedeelte en sê, and Jesus repeatedly said over and over and over again, Father, forgive them, for they do not know what they do. Soms is dit nodig dat ek en jy repeatedly, aanhoudend mense moet vergewe in ons lewe. Amen? So hy sê, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. And the soldiers gambled for his clothes by throwing dice. The crowd watched and the leaders scoffed. He saved others, they said. Let him save himself if he is really God's Messiah, the chosen one. The soldiers mocked him too by offering him a drink of sour wine. They called out to him, if you are the king of the Jews, save yourself. Prys die Here, hy weet wie hy is. It's not a question if he is the king of the Jews, he is the king of the Jews. He is the king of the world. En omdat hy weet wie hy is, het hy nie nodig gehad om homself van die kruis af te red nie, want sy mission was nie om homself te red nie, sy mission was om vir my en vir jou te red.
So if you are the king, save yourself. Jesus said, I am the king, therefore I am saving the world. I will stay on the cross until I say it's finished. My eie vertaling, my eie woorde. Okay? Jesus is, hey, ek is die koning. Moenie jy worry nie, ek is hier om jou te red. Terwyl jy my vervloek, is ek besig om vir die Here te sê, vergewe hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hoe het hulle nie geweet nie? Hulle het nie geweet nie. Toe Jesus op die donkie ry in Jerusalem in, toe raak hy bewoe en hy sê, en hy bid en hy sê, O Jerusalem, if you only knew the way to peace, but because you do not see, you won't know. My eie vertaling, you won't know who I am. So die Here het die mense se oë toegehou, sodat hulle nie weet wie hy werklik is nie. Sodat hy aan die kruis kan sterwe vir my en vir jou. Die plan van God was so amazing. En dit mag dalk vir jou vandag lyk in jou lewe asof dinge duister is, asof dinge onverstaanbaar is. Jy weet nie lekker watter kant toe nie en jy weet ook nie hoe om vorentoe te beweeg nie, want daar's sekere vrae wat in jou lewe is. Ek wil vanoggend vir jou sê, moenie vaskyk in die onsekerheid nie, kyk vas in wie Christus is. As jy weet wie Jesus is, dan gaan jy hoop hê, en jy gaan geloof hê, en jy gaan versekering hê vir jou toekoms. Want elkeen van ons het 'n toekoms. Amen? Sê gou vir die persoon langs jou, jy het 'n toekoms. Ons lees verder in vers 38. A sign was fastened above him with these words, This is the King of the Jews. Die priesters het vir Pontius Pilatus gesê, nee, jy kan nie daai opsit nie, en hy het vir hulle gesê, bly stil, ek maak wat ek wil, hierdie is die koning. Hierdie is die koning van die Jode, maak nie saak wat julle sê nie, hy is die koning, sonder dat hy eers geweet het wat hy doen. En hierdie bordjie is bo Jesus vasgemaak, hy is die koning. Vers 39, One of the criminals hanging beside him scoffed, So, you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself, and us too, while you're at it. So half arrogansie wat hierdie ou het. Red jouself as jy die Messias is. Ag, en terwyl jy besig is om dit te doen, help ons ook sommer. But the other criminal protested, Don't you fear God, even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong. Dat 'n krimineel weet dat Jesus niks gedoen het nie. Nee? Hoe is daai gesegde wat in die wêreld mos hardloop? Soort soek soort, nee? So kriminele weet wie kriminele is. 'n Krimineel het geweet, hy hierdie ou is nie 'n krimineel nie. Hy is nie een van ons nie. Hy het nie ons signs en ons languages nie. Hy loop nie soos een van ons nie. Hy kon hom identifiseer. Die ander krimineel was selfgesentreerd, maar hy wou Jesus gebruik tot sy voordeel. Hoeveel van ons is selfgesentreerd en wil Jesus net gebruik vir ons voordeel? Here, ek gaan u dien, want dan kan u vir my beter werk gee. Here, ek gaan u loof en prys, want dan kan u my vrou uitsorteer. Here, ek gaan u loof en prys, dan kan u my man red. Nee, wie van julle ons sê baie keer, ons is so selfgesentreerd, dat ons Jesus wil hê as 'n redder, ons wil hom hê as Messias, maar vir ons eie gewin. Ek en jy is nie gered vir onsself nie. Die dag toe ons tot bekering gekom het, die dag toe ons lewe vir Jesus Christus gegee het, het ons opgedaag vir serving. Het ons opgedaag as soldate om te sê, koning, sê vir my, hoe moet ek gaan? Wat moet ek doen? Jy het aangemeld vir diens. Ag, pastoor, ek het nou gedog as ek my hart vir die Here gee en ek gaan hom dien as koning, dan gaan ek 'n free ride hê hemel toe. As jy Jesus Christus vanoggend dien om hemel toe te gaan, sit jy die pot mis. Ek en jy dien Jesus Christus want hy is die koning. Punt.
En omdat ons hom dien, omdat hy die koning is, het ek en jy vrye toegang. Eendag wanneer ons almal hierdie aarde groet, dan gaan ons paradys toe saam met hom. Maar as ek nou 'n mic moet vat en 'n kamera en ek gaan doen 'n bietjie video shooting in die strate, dan vra ek vir die ouens, so, hoekom wil jy jou hart vir Jesus gee? Hoekom wil jy Jesus dien? Meeste mense se antwoord sal wees, want ek wil hemel toe gaan. So is dit nie 'n bietjie 'n selfsugtige rede om Jesus te dien nie? My vraag is eenvoudig eintlik vanoggend. Miskien het julle dit al tussen die lyne gehoor. Watter kant van Jesus is jy vanoggend? Is jy aan die loof en pryskant of is jy aan die selfsugtige, kom ek vervloek, kom ek ridicule hom kant? Want kyk, almal wat daar hang aan die kruise, vir die wêreld was almal daar op die kruise kriminele. Hulle almal lyk dieselfde. Maar vir die ouens wat 'n verhouding gehad het met Jesus Christus, sy disippels en almal wat hom gevolg het, wat geweet het dat hy die Messias is, kon nie verstaan op daai oomblik wat nou hier aangaan nie. Hoekom hang ons redder aan 'n kruis? Maar prys die Here. Een offer van die lam van God het veroorsaak dat ek en jy nie vanoggend nodig het om 'n bul of 'n lam of 'n iets te slag hier in die kerk nie. Prys die Here. Die fasiliteitespan is baie dankbaar. Anders sou dit nou 'n bietjie bloed gewees het. Wat se skoonmaakmiddel sou ons gebruik het om dit skoon te maak? Sout. Oei, kom nou baie antwoorde. Kom ons praat na 'n kerk. Spaar ouens 'n bietjie tips van. Vers 40, but the other criminal protested, don't you fear God? Don't you fear God when you have been sentenced to die? We deserve to die. Almal van ons wat vanoggend hier is, ons verdien die dood. Want ons sondig. Ons is besig met soveel dinge in ons eie lewe wat ons verhinder om nader aan God te kom. As ek en jy vandag in Moses se tydperk moes leef en Moses moet vir my vir jou sê, gaan gou-gou in die allerheiligste in, dan sou almal van ons gesterf het. Ons almal sou gesterf het. Want nie een van ons is waardig om in God se teenwoordigheid in te gaan, net soos wat ons is nie. Ons het 'n redder nodig om ons toegang te gee tot die teenwoordigheid van God. Ek en jy het Jesus nodig gehad. Ons het hom nodig gehad om ons sondes te vergewe. Then he said, Jesus, hierdie is die mees amazingste, hoe kan ek sê, ons praat mos van 'n sondaarsgebed, nee, 'n sinner's prayer. Hierdie is seker een van die beste sinner's prayers ooit vasgevang in die Bybel. Hierdie krimineel sê, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Hierdie ou het twee dinge geweet en besef toe hy op die kruis gehang het, op pad om te weet dat ek nou my laaste asem gaan uitasem. Het hy twee dinge geweet. Die eerste ding is, Jesus is die Messias. Ek dink hy het gekyk na die disippels terwyl hulle hier onder by Jesus kniel en huil en hartseer is. Het hy gesien dat hier is iets anders wat in hierdie mense se lewens is. Daar is 'n ander atmosfeer wat besig is om oopgebreek te word vir my en vir jou. En hy het besef dat hierdie man wat langs my hang is die Messias. En kyk hoe mooi is dit. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Only a king can have a kingdom. He knew that Jesus was the king. Jesus, remember me. Vanoggend het ek en jy die geleentheid om nie net te acknowledge dat Jesus is die koning nie, maar ons kan alreeds hier op aarde deel vorm van sy koninkryk as diensknegte, as disippels, as volgelinge van Jesus Christus.
Moenie na die wêreld kyk en sê, o die wêreld is so nice en die wêreld is so dit en die wêreld het 'n goeie tyd nie. Miskien sit jy vanoggend hier en sê, dis eintlik nou 'n lang naweek. Ek sien op Facebook hoe almal vakansie hou. Ek moes vanoggend vroeg opstaan en kerk toe gaan. Ek wil vir julle sê, die Here is nie kwaad vir die ouens wat gaan lang naweek hou het nie. Maar die Here is so excited vir sy kinders wat hom loof en prys. En ek weet daar's mense wat nou by hulle vakansieplek is en nog steeds die Here loof en prys. Maar hoe lekker is dit om saam met broers en susters die Here te loof en te prys. Om te sê, you have no rival. There is no equal. Om vanoggend hier te wees en geïnspireerd te word om te sê, ek gaan nie meer leef soos wat ek geleef het nie. Ek het 'n nuwe motivering of 'n inspirasie in my wat vir my sê, I'm going to live the way Jesus wants me to live. I'm going to be centered, I'm going to have Jesus as center of my life. Jesus gaan die senterpunt wees van my lewe. Ons staan voor 'n besluit. Elkeen van ons staan elke dag voor 'n besluit. Wat gaan ek doen? Hoe gaan ek optree? Hoe gaan ek reageer? En as Jesus nie die senterpunt van my lewe is nie, as ek hom nie acknowledge as koning van my lewe nie, as ek hom nie gaan acknowledge as die Messias wat gekom het as redder vir my nie, as ek nie die geskenk wat Jesus vandag vir my en vir jou gegee het, gaan aanvaar nie, dan gaan ek aan die kruis wees, aan die kant wees, waar ek die hele tyd Jesus gaan gebruik vir my eie gewin. Ek het vandag vir jou slegte nuus. Jesus word nie gebruik vir jou gewin nie. Wanneer ek en jy hom volg, dan spoel sy blessings oor na ons toe. En dan het ons al die blessings wat ons nodig het. Jy kan nie Jesus melk vir blessings nie. Jy moet 'n verhouding hê met Jesus, om in sy blessings te kan leef. Maak dit sin? Ek en jy het nodig om Jesus Christus te identifiseer as koning van my lewe. Hy is die koning. Draai gaan na die persoon, tik hom net op die persoon voor jou op die skouer en sê, hey, Jesus is die koning. Jesus is die koning. Moet ek voor julle kom staan? Ek kry baie taps. Jesus is die koning. Luister mooi wat sê 1 Korintiërs 1 vers 18. The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. Die wêreld verstaan nie die kruis nie. Die wêreld verstaan nie die werk wat Jesus Christus vir my en vir jou gedoen het aan die kruis nie. En daarom is dit vir hulle net nog 'n vakansiedag. Dis maar net nog 'n vakansiedag. Ons is so, dis 'n goeie Vrydag want ek hoef nie werk toe te gaan nie. Dis 'n goeie Vrydag. Want niemand gaan my dwing om werk toe te gaan nie. Inteendeel, dis so 'n amazing goeie Vrydag dat selfs op 'n normale ander vakansiedag sal die dorp sê ons is oop. Dis so goeie Vrydag dat al die besighede sommer gesê het, nee, ons almal is toe. Maar die wêreld, vir hulle is die kruis foolishness. Is die kruis vir jou vandag foolishness? Is die kruis van Jesus Christus maar net nog 'n datum op die kalender vir my en vir jou, waar ons kan sê, woehoe, lang naweek, hier gaan ons. Of is dit 'n naweek waar ek en jy kan sê, ek love Jesus. Ek is dankbaar teenoor die Here. Ons het hierdie week netbal toernooi gehad op die gym en ek sit daar so en ek is so besig met die preek en die woord van die Here en ek sit op 'n stadium daar en ek wil huil. Want ek God se teenwoordigheid so ervaar, wat ek besef dat Jesus se liefde vir my is so groot dat hy 'n dag gekies het om in 'n kruis te sterwe, om sy lewe vir my neer te lê, sodat elke liewe druppel van al sy bloed uit sy lewe uit sy liggaam uitloop.
Hy het niks gelos vir my en vir jou nie. Hy het niks gespaar nie, hy het alles gegee. Hy het alles gegee. En toe daai soldaat die laaste spies in sy sy druk, toe kom die laaste bietjie bloed en water uit sy lyf uit. Hy het homself heeltemal leeg gemaak vir my en vir jou. En ek sit daar en ek besef, die wêreld gaan aan. Die lewe gaan aan. En ek sê nie ons moet nou op 'n klip gaan sit en niks doen nie. Die lewe gaan aan, daar's dinge om te doen, daar's siele om te bereik, daar's werk wat ons moet doen. Jy weet, die lewe gaan aan, maar Jesus Christus moet die senter van alles wees wat ek en jy in ons lewe doen. Ons kan nie sonder Jesus nie. As jy die lewe wil trotseer vorentoe, veral in hierdie laaste tyd waarin ek en jy leef, as jy dit wil trotseer sonder Jesus, my vriend, ek wil vir jou sê, daar is 'n beter antwoord. Daar is lewe. Sy naam is Jesus. As ek en jy net kan vashou aan Jesus, maak nie saak wat voor ons lê nie. Maak nie saak wat die volgende 7, 10, 20, hoe lank dit ook al gaan wees voordat Jesus kom. Dit maak nie saak hoe lank dit is nie. As ek en jy in die toekoms nou inkyk met dit wat ek en jy weet wat in die wêreld aangaan, is hierdie tyd nou, is dit so belangrik dat ek en jy moet vaskleef aan Jesus Christus. Jesus moet die senter van my lewe wees. Hy moet in my wees en ek moet in Christus wees. En waar ek ook al beweeg, is die Christus. En wanneer ek iets dink, dan moet ek weet, hierdie gedagte is nie gekoppel aan sy woord nie. Ek neem hierdie gedagte gevange. Nee, vyand, hierdie gedagte sal nie regeer in my lewe nie. Ek het 'n koning. Ek het 'n koning wat in my lewe is, wat die senter van my lewe is, wat die senter van my bestaan is. Alles wat ek doen, alles wat ek sê, alles hoe ek reageer, alles wat ek dink, everything revolves around him. Want ek weet nie of julle weet nie, maar dit gaan net moeiliker raak. Die Here het ons gewaarsku 2000 plus jaar terug, het hy gesê, dit gaan moeiliker raak. Daar gaan persecution wees. Die petrolprys gaan duurder raak. Die Here het geweet. Hy weet alles. Die Here het die laaste dag van jou lewe, het hy alreeds gesien. Hy weet presies waarheen ek en jy op pad is. Die keuse bly by ons. Gaan ons hom volg? Of gaan ons hom spot? En ek wil vanoggend 'n ding sê. En ek wil hê julle moet mooi hoor met liefde in my hart. Ons sê baie maklik, ons spot nie die Here nie. Maar deur te praat wat God wil hê ons moet praat en te leef soos wat die wêreld leef, is 'n bespotting aan God. Ons maak die werk wat Christus aan die kruis gedoen het, maak ons, dis maar net nog 'n dag. Want ons weet wat die einde is. Jesus leef. Kruit. Die kruis, die feit dat jy hom nie kon herken as 'n mens nie, ons sien dit op die movies. En so maak ons baie keer 'n bespotting van ons verhouding met Christus deur te leef soos wat die wêreld wil hê ons moet leef. Deur te maak soos wat jy wil maak. Die Bybel sê ek en jy moet ons vlees neerlê. Inteendeel, hy sê neem op jou kruis. Neem op jou kruis en volg Jesus. Dit beteken stap in die voetstappe van Christus. Dit wat vir jou belangrik is, lê dit neer. Dit wat vir jou lekker is, lê dit neer. As dit nie in Christus is nie, then we don't do it. Then we don't partake in it. So as ek die vraag of die stelling dan maak in die kerk en vra, spot jy Jesus? Moenie te maklik sê nee nie. Gaan doen 'n bietjie ondersoek in jou hart en hoor by die Here, waar is my lewe op hierdie oomblik in verhouding met U? The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction, but, hier's 'n maar. We who are being saved now,
It is the very power of God. Die kruis het krag. Die kruis het krag. Hoekom? Omdat dit 'n stukkie hout is? Nee. Omdat dit 'n ding is wat ek kan optel en iemand slaan? Nee. Dis omdat die bloed van Christus gevloei het. En omdat daar bloed is daar 'n offer. En omdat daar 'n offer is, kyk God na dit en sê, ek aanvaar dit. Jesus het opgegaan na die hemel toe en die bak bloed voor hom he presented the blood before God as high priest. He went before God and he showed the blood, and God says, I accept. Die bloed van Jesus Christus was genoeg om vir ewig mense te red. That's power. Dis nie 'n ever ready batterytjie wat ophou nie. Dis nie 'n switch wat afgesit word nie. It's constant. Dis heeltyd krag, 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 krag. En daai krag is tot my en jou beskikking. Hoekom? Want ons is gewas en skoongemaak en vrygemaak deur die bloed van Jesus Christus. En die bloed van Christus kan net daar wees as daar 'n kruis was. 1 Korintiërs 1 vers 23, hy sê, so when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended and the Gentiles say it's all nonsense. But to those called by God to salvation, both Jews and Gentiles. Ek wil gou hier inkom. Baie mense sê, ek is bestem om verlore te gaan. Want die Bybel sê hierso, dat those that are called by God, en daar's mense wat die leuen glo, die vyand sê vir hulle, you are not part of the called that will go to heaven, or be part of salvation. Daar moet mense wees wat hel toe gaan. Dis wat die vyand vir mense sê, en dan gebruik hulle die storie van Judas. Daar moes 'n Judas wees, vir Jesus om oorgegee te word. Ek wil vandag vir jou sê, na die kruis van Jesus Christus, is niemand bedoel om hel toe te gaan nie. Almal het die geskenk ontvang om 'n verhouding met God te hê. We are all called to be saved. Selfs jou buurman wat so vloek en skel elke dag. Selfs jou baas. Selfs 'n familielid wat jou irriteer. Die kruis van Jesus Christus was vir almal. En ek en jy moet daai geskenk aanvaar. Ons moet daai geskenk aanvaar. Ek het vir Bradley so 20 jaar terug 'n geskenk gegee en hy het hom daar in sy kas gesit. Bradley, hoe is daai geskenk vir jou? Jy weet nie eens van hom nie, want jy het vergeet van hom. Dis net 'n voorbeeld, ek het nie regtig vir hom 'n geskenk gegee nie. Maar ek wou net sê, wat 'n geskenk? Daar's mense wat hierdie geskenk van Jesus vat en in 'n kas gaan bære en dit nooit aanvaar vir hulle lewe nie. En want die vyand het leuns in jou ore kom vertel dat jy is nie waardig genoeg nie. Ek wens ek het tyd gehad om by elkeen van julle te kom staan en vir jou net 'n drukkie te gee en vir jou te sê, jy is waardig. So vat gou jou arm so, en maak so, druk jouself, sê dankie vir die drukkie pastoor. Jy's waardig, jy's waardig, jy's waardig. Die Here het jou so lief gehad, want so lief het God die wêreld gehad. Die New Living Translation sê, this is the way God loved the world. Dubbelpunt. He gave his own son to die on the cross. This is the way God loves us, by giving himself to us. Is dit nie amazing dat God se liefde vir my en jou so groot is nie? Alexander, die Here het ons so lief. Die Here het ons so lief
dat hy in die kruis gesterf het vir my en vir jou, om te sê, hey, jy hoef nie hel toe te gaan nie. Jy hoef nie weg van my te wees nie. Jy kan deel wees van my koninkryk. En dan soos wat Jesus vir die krimineel aan die kruis gesê het, I assure you, today you will be with me in paradise. My pa vertel die storie waar hy huisbesoek gaan doen het. En hy kom by die man en vrou, en die man is nie bekeerd nie, hy is 'n rowwe, onbeskowwe mens. En sy vrou bid nou al vir baie jare, ek kan nie lekker onthou by die jare was, kom ons sê dit 20 jaar, maar sy bid al baie jare vir haar man. En my pa gaan besoek hulle, en hy deel die evangelie met hulle, en hy vra vir die man, wil jy jou lewe vir die Here gee? En die man is soos, ja, ek wil. En hy gaan op sy knieë, my pa lei hom in gebed, en hy gee sy lewe vir die Here, en hy huil. En my pa sê vir hom, welkom in die koninkryk van God. En die vrou staan aan een kant. Dis te maklik. Dis te maklik. Hy moet eers ingebid word. Hy moet eers deur kursus gaan. Hy moet eers dit, en hy moet eers dat. Sy wil hom eers, is nee, jy het daai versie gemis. I assure you, today, in daai oomblik, wat jy sê, Here, ek is jammer, ek is 'n sondige mens, vergewe my van al my sondes, ek maak U koning van my lewe. Dankie dat U aan die kruis gesterf het, dankie dat U opgestaan het, dankie dat U die Heilige Gees gestuur het, om my lewe in te kom, my te help, om meer en meer soos Jesus te word. Een oomblik. Part of the kingdom. Part of the kingdom. It's not rocket science. It's just obedience. It's just faith. Coming to know Jesus. But to those called by God to salvation, both Jews and Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. Ek en jy het Jesus Christus. Jesus moenie net 'n scapegoat wees nie. Weet julle wat is 'n scapegoat? Dis wat die ouens gebruik het. Israel het 'n bok gekry. Hulle het 'n bok gekry, nie 'n skaap nie, 'n bok. Dan het hulle die sondes van die volk het hulle op die bok gesit. En dan het hulle hom in die woestyn ingejaag. Hy was 'n scapegoat. 'n scapegoat. Dit was een van die rituele van die hele reinigingsproses van die volk. Jesus is nie 'n bok nie. Hy is die lam van God. Daarom kan hy nie in essence, in betekenis, jou scapegoat wees nie. Hy is jou koning. Hy is ons redder. Hy is die Messias. Hy is die lam van God. Hy is die leeu van Juda. En hy is meer as hy is die oorwinnaar. En daarom, omdat hy oorwin het, is ek en jy vandag meer as oorwinnaars. Amen? 1 Johannes 1 vers 9 sê, but if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Ek het vandag vir jou, elkeen van ons goeie nuus. Dat ek en jy, wanneer ons sondig, ons moenie sondig nie. Ons wil nie sondig nie. Ons wil meer en meer word soos Jesus. Julle hoor my. Maar daar is tye wanneer ons sondig. Dis in daai oomblik wat die Here dan vir my en vir jou sê, jy, kom bely jou sonde. I am faithful and I am just to forgive you of all your sins. Daar is nie groot sonde nie. Daar is nie klein sonde nie. Daar's sonde. Die een sonde is nie erger as die ander sonde nie. Hier's van ons wat hierso sit in hierdie gebou wat skinder. Dis net so sleg soos die ou wat moord pleeg. Pastoor, dis nie waar nie, want dis dan so lekker
om te skinder. Dis nie lekker om dood te maak nie. So die twee is verskillend. En ek maak niemand seer deur my skinderstories nie. Jy gehoor? Ek weet nie of julle weet nie, maar die parel is baie klein. Daar's iets soos social media. Facebook. En dan sien ek, hey, ek het dieselfde vriend as Ruben. Facebook. Die wêreld is klein. Nou gaan ek na daai vriend toe, Ruben, en sê, hey, jy gecheck al vir Ruben. Praat ek my kinders, ek weet nie eens wat om te sê nie. Praat ek my kinders storie. En dan kom daai pel na Ruben toe. Sê, daai pastoor van jou, dis 'n skinderbek. Hy het alles kom vertel van jou. Ek weet nou wat by jou huis aangaan. Wat dink julle het ek nou net gedoen met my verhouding met Ruben? Ek het moord gepleeg. Want ons verhouding gaan nie meer dieselfde wees nie. Ek het vertroue doodgemaak. Wil jy weer met my kom praat oor skinder in jou tong wat nie dieselfde is as moord nie? Die mag van lewe en dood lê in die tong. Daar's mos 'n gesegde wat ons mee groot geword het. Sticks and stones won't break my bones. Hey, nothing will hurt me. Ek gaan vir jou net ietsie slegs sê. Dan gaan jy so offended voel dat jy gebreek is vir die res van jou lewe en ek het nie 'n stok naby jou gebring nie. How is that not killing identity? Just making a point. Sonde is gelyk by God. Sonde is sonde en ek en jy moet klaar kry met sonde. Hoekom? Want wanneer Christus in die senter is van ons lewe, then we don't want to. Ek wil nie meer nie. Ek is nie, hier is die goeie nuus. Ek kan sondig, maar ek wil nie. Hoekom? Want ek het 'n redder. Ek het 'n koning, onder wie ek onderdanig moet wees, aan wie ek gehoorsaam moet wees. En hy sê vir my, moenie wees soos die wêreld nie. Kry klaar met julle sonde en leef in geregtigheid. Nou raak dit baie stil in die plek. Sê vir een langs jou, kry klaar met jou sonde. Sien net ek wat dit preek, julle preek dit ook. When Jesus is at the center, what will you do? Are we going to praise and worship Him? Or are we going to ridicule Him? Because Jesus is always at the center. So wat is my en jou keuse vandag? 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, so whatever you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Sonde in my en jou lewe bring nie heerlikheid aan God nie. It won't honor God. So that's why we don't do it. Because it's not glorifying God. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, and so, dear brothers and sisters, met wie praat hy hierso? Hy praat met die kerk, hy praat met die gelowiges, hy praat met die ouens wat vir Jesus Christus aangeneem het as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. So my vraag aan ons, broers en susters, is die volgende. I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them, your bodies, be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Ons almal het vanoggend gesê, die praise and worship was lekker. Maar stap ons daar uit en dan dink ons praise and worship bly net hier in die kerk. Hierdie wat ons hier gedoen het, ja, was praise and worship. But the true way to worship Him, the true way to worship God is by living according to Him. Living as living sacrifices. Wat beteken dit? Dit beteken ek lê my lewe neer elke dag en ek kies God. Ek lê hierdie sonde neer
En ek kies God. Ek lê hierdie gluttony neer en ek kies God. Ek gaan net daai ene gebruik. Want dis mos nou lang naweek. Ons almal gaan eet. Okay, ek sien van julle soos, don't go there. Okay, this is truly the way to worship. How do we worship Him? We worship Him by laying down our lives. Vers 2. Don't copy the behaviors and customs of this world. Die ander vertaling in New King James Version sê, do not be conformed to this world. Don't be the same as this world. As mense, as die wêreld na jou kyk, as jou baas na jou kyk, as jou vriende na jou kyk, as jou man na jou kyk, as jou vrou na jou kyk, as jou kinders na jou kyk, sien hulle God of sien hulle die wêreld? Do not copy the behaviors and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. By changing the way you think. As jou gedagtes buite die woord van God beweeg, don't entertain it. Think what God thinks. Gedagtes soos, ek was al weer laat vir kerk. Pastoor gaan so kwaad wees vir my. Nou kom jy by die deur ingestap en jy sien ek draai net op daai oomblik en ek stap bidkamer toe. Pastoor groet my nie eers nie. En die duiwel begin in jou oor fluister en sê, ja sien, jy's laat vir kerk en pastoor se oë is dit sonde. Dit is nie. Dit is sonde en die Here gaan jou slat met 'n weerligstraal. En daarom moet jy liewerste word soos die wêreld, want hulle aanvaar jou soos jy is. Selene, dis teenstrydig met God se woord. Don't entertain it. Maar as jy sien hoe daai suster my gekyk het, sticks and stones won't break my bones, but her eyes will kill me. Ouens, moenie gedagtes entertain wat nie waar is nie. Jy gaan net bitterheid toelaat in jou hart. Jy gaan net onvergewensgesindheid toelaat in jou hart. Inteendeel, jy gaan 'n skeiding bring tussen jou en jou broer of jou suster. Don't entertain thoughts that's not true. You are more than a conqueror. Romeine 8 vers 37. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Wat sê die Bybel? Kom ons wees gou 'n bietjie tegnies. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus. Wat sê hy? Deur Christus wat jou lief het. Ons verwar baie keer daai skrif met ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ons verwar daai twee met mekaar. Maar ek is meer as 'n oorwinnaar as gevolg van God se liefde vir my. Kamera, volg my. Hier gaan ons. Is jy reg? Staan hier by my. Hierdie is my mooi helfte. En ek is die ander mooi helfte. Right. So, ek is 'n bokser. Net vir hierdie voorbeeld. Ek gaan jou nie boks nie. Jy staan naby. Ek is 'n bokser en sy is my grootste ondersteuner. Woehoe, nee. Nou gaan ek gaan boks. Yes, en ek boks. Ja. Nou mag jy 'n voet by wees, nee. Okay. En ons boks is kickboxing. Alright. En ons boks en ek is besig om die heavyweight champion of the world te fight. Ja, en ek boks. Nou oë is blou en sy sny my oog oop laat die bloed uitkom en ek kan weer sien en ek is soos Rocky en ek
en ek fight, en ek sê, ja, en hy laaste blow met die laaste bietjie krag, want ek het so na die hoek gekyk, en ek het daar oë gesien, en ek het daai krag gekry, en ek is soos, poeh, hey, en ek slaan die heavyweight champion uit, en hy is soos Goliath, en hy val eenkant, en is alles slow motion, en ek is, ek sien Rocky se mond so, en ek sê, nee, en ek sê, ja, en sy sê, ja, nou gaan ons huis toe. Ek is pompel en pers, ribbes is gebreek, oog is oopgesny met 20 steke, en ek kom by die huis, en sy loop, woe! Ek gaan bed toe, want my liggaam is moeg. Ek is seer, liefie. Ek het alles gegee. En ek gaan slaap. En ek word oggend wakker. Nou sy by die mall, gaan gou mall toe. En sy's by die mall. En sy vat my kaart en sy swipe hom. Nee, tap. Waar is die jouke masjienkie, nee? En sy tap en nee. Dankie liefie, jy kan maar eers sit. Ja. Sit net voor die rekening leeg is. Ek het die 25 miljoen rand gewen vir daai fight. Die geld is ge-ching ge-EFT in my rekening. Ek lê by die huis. Drink spierverslappers en Aleve. Nee, nie Aleve nie, dis shampoo. Wat is ek reg? Dis Aleve. Die ander is Alvive. Nee. En net ek die anti-inflammatory medisyne gedrink en ek het alles gedoen. En ek kry die krag om op te staan en ek gaan TV toe. En ek sit my voet op die bank en sy kom by die huis. Klompakkies. Wie was meer as 'n oorwinnaar in hierdie verhaal? Sy. Want sy het niks gedoen in daai fight. Maar sy het al die rewards gekry. Hoekom? Want my liefde het haar toestemming gegee om my kaart te gebruik. En net so het Jesus Christus die fight aan die kruis gewen. En nou is ek en jy meer as oorwinnaars. Die Bybel sê, as gevolg van sy liefde. Kom ons staan. Ek wil hê met hierdie nagmaal dingetjie vat. Jesus het die grootste fight van die ewigheid het hy gedoen. And he became the champion. Kom ons haal die broodjie uit. Want soos wat ek nou net geïllustreer het in my boksgeveg, was ek stikkend geslaan. En daar's emosie betrokke, maar weet julle wat Jesaja sê dat Jesus hang aan die kruis en hy word nie herken as 'n man nie. Hy word nie herken as 'n mens nie. Hy was so stikkend. Hy was so stikkend dat hy nie die kruis, hulle die nadat hy geslaan is en so en het hy die dwarsbalk moes hulle dra tot by Golgotha. En daar kom 'n man, Simon, kom nader, just minding his own business. En hierdie soldate trek hom nader en hulle forceer hom om Jesus se kruis verder te dra, agter Jesus aan te beweeg. Jesus was so swak dat hy die tempo waarteen hulle moes stap nie eers kon byhou nie. Dat hulle iemand anders moes kry om hierdie balk vir Jesus te dra. Hy was so stikkend. En hierdie man stap saam en hy sien vir Jesus en ek kan net in my eie gedagtes dink hoe dit moes gewees het.
Jesus hang aan 'n kruis. Glad nie gebreek nie, want onthou, die lam wat geslag moet word, moet perfek wees. En Jesus het geen been, geen van sy bene was gebreek nie. So hy was perfek. Maar die bloed het gevloei. Sy liggaam was vir my en vir jou geskeur. En vandag sit ons met hierdie broodjie. En dis 'n teken vir my en vir jou dat Jesus Christus se liggaam gebreek is en elkeen van ons wat hier is, het 'n deel van sy liggaam. En so bring Jesus ook met die kruis die koninkryk, die gelowiges bymekaar en sê, nou sal julle een wees. Daar sal eenheid wees tussen julle. En daarom is hierdie nagmaal, hierdie verbondsmaal nie net nog 'n dingetjie wat ons gebruik om te sê wel een keer 'n maand doen ons dit en wat dis. Nee, die Bybel sê doen dit soveel as wat julle bymekaar kom, doen dit. Hoekom? Hy sê dink aan my. Nou sê die woord van die Here, as jy iets teen jou broer het, as jy iets teen jou suster het, gaan maak dit reg. Hoekom? Want wanneer ek hierdie eet, dan sê ek vir Christus, ek vorm eenheid met almal wat hier is. Ek vorm eenheid met die liggaam van Christus. So moenie hierdie nagmaal net gebruik want jy's nou honger nie. Moenie hierdie net gebruik want dis maar net 'n ding om te doen nie. Moenie hierdie net doen omdat jy wil nie hê mense moet sien dat jy dit nie gebruik. Julle hoor, gebruik dit vanoggend. So ek wil hê voordat ons dit in ons monde sit, dat jy vir die Here daar staan, waar jy staan, net vir die Here sê, Here, vergewe my van al my sondes. Net soos wat ek almal vergewe wat iets teen my gedoen het. Kom ons gebruik gou hierdie oomblik. Praat daar met die Here, sê Here, vergewe my. Here, dankie dat ons hierdie broodjie kan eet met die wete dat U die liggaam bymekaar bring. Elkeen van ons is deel van die liggaam. En Here, ek wil vra, soos wat ons hierdie nou in ons mond gaan sit, Here, dat U ons in die perfekte eenheid van God sal inbring in hierdie liggaam en met die groter liggaam van Christus. Here, dat ons vir mekaar sal wees, dat ons mekaar sal versterk, mekaar sal opbou. Want ons is dankbaar dat U liggaam vir ons gebreek was. En Here, so wil ek ook vra dat hier's miskien manne en vroue wat vandag hier staan wat fisies siek is, wat fisies kwale het. Here, dat U liggaam was ook vir ons geskeur sodat ons genesing kan ontvang. En so vra ek, Here, as 'n teken van geloof ook, dat wanneer ons hierdie broodjie eet, dat U ons sal kom genees in die naam van Jesus. Kom ons gebruik die broodjie. Dieselfde met die bloed van Jesus. Hierdie is net 'n simbool. Maar as ons neem dit vanoggend, wil ek dit so stel, ons neem hierdie vanoggend in geloof dat die bloed van Jesus ons reinig van alles. Ek breek elke vloek wat oor mense se lewens is vanoggend. Ek breek dit in die naam van Jesus Christus. Ek maak elke generational curse, maak ek kragteloos in hierdie plek oor mense se lewens in die naam van Jesus Christus as gevolg van die bloed van Jesus. En ek dank U, Here, dat sonde wat 'n habit geword het in mense se lewens, Here, ek bid dat daai habit nou gebreek sal word in die naam van Jesus Christus. Soos wat ons hierdie simbool drink, Here, dat U bloed ons vanoggend sal kom reinig en sal skoon was, soos wat die psalmdigter sê, skoner, witter dan die sneeu. En ek dank U daarvoor, Here. Reinig ons gedagtes, Here, want U woord leer ons, en soos wat ons vanoggend gehoor het, soos wat ons dink, so is ons. En so vra ek, Here, dat U bloed vanoggend ons totaal en al, van ons gedagtes, van ons kop tot en met ons tone, heeltemal sal kom reinig, Here, kom skoon was, alle guilt and all shame washed away.
In the mighty name of Jesus. Ek dank U daarvoor. Kom ons drink hierdie simbool as teken van Jesus se bloed. Dankie Jesus.